Leef met die Here in gedagte. Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet 'n merk op julle voorkoppe wees. Watter soort Christen wil jy wees? Ek is 'n jong seun en ek stap daar op Durban se voorstrand. Ons is 'n klompie vriende daar saam. En ons gaan drink 'n melkskommel en kuier sommer 'n bietjie en kyk wat se vermaak is daar. Terwyl ons daar op die voorstrand rondstap, is daar 'n sendinggroep wat daar 'n verhoogie neergesit het. En daar's 'n man wat vreeslik driftig praat. Eintlik nie praat nie, eintlik skree. Hy het 'n megafoon en hy probeer die evangelie so by 'n mens inskree en van sy skree gesindheid is dit baie duidelik dat hy vir mense laat verstaan, maar ek is reg en jy is verkeerd. Ek is gered en jy gaan hel toe. Ek is beter, jy is swakker. En as jy nie is soos wat ek is nie en nie dieselfde keuses maak soos wat ek maak nie, dan is jy nie goed genoeg nie en eintlik sê hy, dan gaan jy hel toe. Aan die binnekant het ek nie heeltemal verstaan wat my geaffronteer het nie, behalwe vir die feit dat hy oor my lewe en my geloofskeuses niks geweet het nie en nog steeds by die megafoon in my gesig gedruk asof ek nie ook Christus geken het nie. Toe ons so wegstap, toe sê die vriend wat saam met my daar was, toe sê hy vir my, weet jy wat Chris, so 'n tipe Christen wil ek nie wees nie. Dan is daar mos die ander gelowiges. Hulle is so slim. Hulle het Bybelversies gememoriseer. Jy sit by hom in sy studeerkamer en die gesprek is ongelooflik interessant. En hy ken die hoofstukke van die Bybel en hy kan vir jou aanhalings gee. En daar selfs verwysing na boeke wat hy gelees het om sy standpunt teenoor jou of teenoor enige iemand te verdedig. En eintlik wag hy net vir iemand om na vore te kom om te kan stry sodat hy sy meerdere Bybelkennis kan wys. Hy beskaam selfs dominees. En dan wanneer jy by sy kantoor uitstap en jy stap deur sy huis en jy hoor hoe hy met sy vrou en sy kinders, sy hartsmense praat. En jy kom daar by sy besigheid en dit is iemand wat vir jou sê, weet jy wat, met hierdie ou doen 'n ou net een keer besigheid en dan leer jy jou les, jy doen nooit weer besigheid nie. En dan kom jy agter maar die man se praat en verdediging van die geloof en die man se verhoudings, die man se etiek, die man se manier van leef is baie ver van mekaar af. En dan dink ek by myself, dan sê ek, weet jy wat, so 'n tipe Christen wil ek ook nie wees nie. Dan ken elkeen van ons die besige bytjie Christene. Daar's altyd iets om te doen, altyd iets om reg te maak en is altyd vinnig om voor te vat. Man, ek dink nog ek gaan dit doen, dan het hierdie persoon dit al reeds klaar gedoen. En dit is eerbaar en ons is dankbaar. En dit is wonderlik dat iemand bereid is om tyd en geld en energie te gee in die dienswerk van die Here en net te doen en te doen en te doen en te doen. Maar ergens kom 'n mens tog agter. Is daar iets wat mis? Is daar iets wat kort? Ergens kom ons agter, is daar 'n diepte wat mens verwag daar moet wees, maar uiteindelik nie daar is nie. En dan is mense so besig
dat by die werklikheid van die evangelie, die hart van die evangelie, word daar nie uitgekom nie. So 'n Christen wil ek ook nie wees nie. Wat beteken dit dan, dat die woord van die Here op die voorkoppe vasgebind moet word en op jou hande? Dit kan tog nie wees, dat ons net hierdie uiterlike van die godsdienst moet hê nie. Nee, laat dit jou lewe vul. Jy sien, baie mense praat oor die Christelike geloof, dan dink hulle die Christelike geloof is 'n manier om sekere beter gedrag na vore te bring. En dis hoekom ons die Bybel gebruik, en dis hoekom ons vir mekaar Bybellessies gee, en ons kinders Bybellessies gee om te leer, want hulle moet leer hoe om beter op te tree. Of baie mense dink dat Christendom het maar net te maak met 'n ander manier van dink van die lewe en hoe die wêreld leef. Nie een van die twee goed is per se verkeerd nie. Maar wanneer daar staan, laat dit jou lewe vul, dan praat dit dat Christendom is iets wat van die binnekant af moet uitkom, van jou hart af moet uitkom, van jou wil af moet uitkom. En Christendom gaan daaroor, laat jou wil en die wil van die Here by mekaar moet aansluit. Dat jy jou wil sal kruisig om met die wil van die Here te leef. Het jy al gewonder, wat is die belofte van die beloofde land? Mense is geneig om te dink dat dit oor 'n stuk grond gaan, en daar's grense vir die grond, en dis die land wat die Here beloof het, en dit is nou Israel se. Gaan lees weer. Die beloofde land word nooit Israel se eiendom nie. Hulle is slegs rentmeesters daarvan. Die land behoort aan die Here. Dis hoekom die Here die reg het om volke af te sit, en die reg het om daardie land aan Israel te gee, want dis die land wat aan hom behoort. En vir die lewe in die land eis die Here rekenskap. Dit is wat Israel self nie verstaan het, altyd nie. Want die belofte van die beloofde land is nie gekoppel aan die grond nie, maar wel aan die wyse waarop daar in die land geleef word. En dan is dit baie duidelik hier as voorbereiding om die land in te gaan. Hier word daar gesê, maar wanneer julle in die land inkom, moet julle twee goed onthou. Een, julle moet onthou waar julle vandaan kom. Julle moet onthou wat die belofte is wat voor julle is. En julle moet onthou wat die manier is hoe daardie belofte deel van julle lewe sal word. En deel van julle lewe sal bly deur die geslagte heen. En daardie manier is om binne die wil van die Here te leef. Wanneer mense oor iets soos die 10 gebooie praat, en praat hulle oor die 10 gebooie as reëls, of hulle praat oor 10 gebooie as wette. 10 gebooie is nie net 'n stel reëls wat jy maar kan kies of jy dit gaan nakom en of jy dit nie gaan nakom nie. Dit is nie 'n stel wette wat 'n mens net moet navolg of jy word gestraf daarvoor nie. Die 10 gebooie is 'n uitdrukking van die wil van God. Dit is doodgewone uitdrukking van die lewenswerklikheid. Nou raak mense slim en hulle praat daaroor en sê, weet jy wat? Hoe kan iets wat 2000 jaar gelede geskryf is, 10 gebooie nog ouer, hoe kan iets wat soveel jare gelede geskryf het, in 'n gemeenskap wat glad nie soos ons moderne gemeenskap geleef het nie, hoe kan so iets nog vir ons geldig wees in die moderne lewe? Want ons is in tyd en plek en lewe en sosiale omgewing myle van daar af. En dan is die veronderstelling dat ons sal self besluit wat die lewensreëls of die lewensriglyne is waar volgens ek my lewe gaan inrig.
Die 10 gebooie is 'n weerspieëling van die werklikheid. Jy kan maar sit en dink dat ek my lewe inrig daarsonder, maar weet jy wat, dit is net wensdenkery. Kies maar enige een van die gebooie. Kom nou vat ons die een van, jy mag nie valse getuienis gee nie. Jy mag nie jok nie. Jy moet die waarheid praat. Kom ons veronderstel en speel hierdie speletjie dat hierdie gebod nie vir jou geld nie. Dis oké. Jy kan maar vir jou man jok. Jy kan maar vir jou vrou jok. Jy kan maar vir jou ouers jok. Jy kan maar vir jou kinders jok. Jy kan maar vir jou bankbestuurder jok. Jy kan maar vir jou besigheidsvriende jok. Jy kan maar vir jou hoofde in jou werk, kan jy maar jok. Jy kan maar selfs vir jouself jok. Jy kan maar jok op die vorms wat jy invul. Jy kan maar jok in enige verhouding wat jy aangaan. En weer jok, en weer jok, en weer jok. Sê vir my, hoe dink jy gaan jou lewe uitwerk? Hoe dink jy gaan jou lewe uitdraai? Jok is soos 'n liniaal wat jy hier teen jou ken vasdruk en dan buig jy hom 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 en eendag los en dan kom jy terug en jy slat jou in die gesig. Dink jy werklik dat hierdie werklikheid nie deel van jou lewe is nie? En dis wat die wil van die Here vir ons gee. Hy sê, die manier waarop ons die belofte ontgin, is wanneer ons binne sy wil leef, en hier is sy wil vir ons en sy gebooie uitgespel, en dit moet ons lewe vul, dit moet ons gedagtes vul, dit moet ons handelinge vul, dit moet ons ingaan in ons huis vul, dit moet ons uitgaan en ons getuienis daar buitekant vul. Die 10 gebooie het die Here gegee omdat ons dit nodig het. Stap bietjie net rondom na 'n persoon toe en dan sê jy vir daardie persoon, doen iets. Waarskynlik sal daardie persoon niks doen nie. Hy sal net stil staan of vries en hy sal jou dalk vra, hoor jy maar iets soos wat, of wat moet ek doen? Maar die punt is, wanneer 'n mens enige iets kan doen, dan doen 'n mens niks. Maar wanneer mens 'n ruimte het, wanneer mens 'n doel het, wanneer mens weet waarna toe jou pad is, dan weet jy wat om te doen. En dis wat die 10 gebooie gee. Die 10 gebooie gee vir 'n mens die lewensruimte waarin jy jou lewensaktiwiteite vrymoedig kan uitleef. En daarom is die 10 gebooie so ooglopend, so duidelik. Weet julle wat is die vraag van die mense vir my as dominee die meeste vra? Hulle vra vir my, is dit reg? Is dit die regte ding? Is dit die regte ding om te doen? Want in enige gegewe lewenssituasie is die dinge om verkeerd te doen, die foute om te maak, baie makliker om te identifiseer as die regte ding. Kies maar 'n lewenssituasie en dan kyk jy, hoe gou kan jy 3, 4, 5 dinge kry, wat daardie lewenssituasie erger kan maak, wat jy na die tyd sal sê, weet jy, dit is nou 'n fout wat ek gemaak het. Sit en dink daaroor. Maar weet jy hoe moeilik is dit? Om te weet wat die regte ding is om te doen. Om uit daardie situasie uit te kom, om daardie situasie te verbeter, om verder daar die koninkryk van die Here te laat kom. Dit is glad nie so maklik nie, en daarom is die 10 gebooie so duidelik. Want dit bied vir ons 'n rigting aan, waarin ons kan leef, 'n rigting aan, waarin ons keuses kan maak, 'n rigting aan, waarin ons kan optree, sodat ons die volle belofte van God vir ons lewens kan leef. Die Here
maak deur die 10 gebooie sy wil aan ons ongelooflik aantreklik. Kom ons vat die gebod van jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy moet die huwelik heilig hou. Jy moet dit wat in die gesin is, jou naby mense koester. Dit is kosbaar, sê die gebooie. Wanneer laas het jy in iemand se teenwoordigheid gesit, wat so aan jou kant is, dat jy jouself kan wees, ook met al jou foute, dat jy 100% jouself kan wees, sonder vrees, om beskaamd te wees, sonder vrees om veroordeel te word, sonder vrees om beskuldig te word van allerlei dinge, sonder vrees om vertrap te word, sonder vrees om misbruik te word, sonder vrees om emosioneel uitgebuit te word, sonder vrees. Wanneer laas kon jy daar by iemand sit en weerloos wees of bly wees? Net wees net soos jy is, sonder vrees. Dit is intimiteit. Dit is naby wees. Tussen mense, tussen vriende, tussen ouers en tussen kinders. En wanneer dit gebeur, dan word 'n mens gesond. Wanneer dit gebeur, dan is daar 'n diepe verhouding wat besig is om te vorm, wat goed is en aantreklik is, van mense wat maak dat sê, ek kyk daarna, ek wil dit ook hê, en dit is wat Israel moes wees vir die nasies. Dat wanneer hulle in hierdie belofte leef, wanneer hulle binne die wil van die Here leef, dat die ander nasies na hulle sal kyk en sê, weet jy, maar dit is vir ons so aantreklik, ons wil dit ook hê, en hier is die sleutel vir die soort Christenskap wat jy moet uitleef. Dat die wil van die Here jou lewe so sal vul, dat ander na jou sal kyk en sê, ek wil hê wat hy het, ek wil hê wat sy het, ek wil ook daardie God aanbid. Nie net maak die Here sy wil aantreklik nie. Die wil van die Here is ook vervullend. Gaan lees net die laaste gebod. Jy mag nie begeer nie. Dan is daar 'n lys negatiewe dinge. Want die Here weet, wanneer mens die negatiewe goed begeer, dan word dit op een of ander manier 'n werklikheid in jou lewe. Daarom sê die Here, moet jy die negatiewe goed begeer nie. Begeer wat mooi is, begeer wat positief is, begeer wat my wil is. En dan sal daar vir jou vervulling wees, want dit sal die werklikheid in jou lewe word, en dis 'n ongelooflike vervullende lewe, om die goeie te begeer, die goeie in jou lewe te beleef, en dan met waardering en dankbaarheid deur die lewe te gaan. Nie net is daar blydskappe nie, nie net is daar egte lewensvreugde in nie, maar daar is die vervulling van elke hartsbehoefte wat jy het daarin vasgevat. Vir Israel word gesê, julle sal vyande groter as julle self oorwin. Want die belofte van die beloofde land gaan oor die teenwoordigheid van God by Israel en oor die aktiwiteit van God by Israel. En dit stel hulle in staat tot meer as wat net hulle self sou kon verrig. En dis dieselfde belofte vir jou. Die belofte van die lewe met God in gedagte is 'n belofte rondom die teenwoordigheid van God en die oorwinnende aktiwiteit van God in jou lewe. Laat hierdie woord jou lewe vul. Amen.